Goeiedag dames en here, al die vriende van die museum, ons trusteraadslede en sommer almal wat so lief is vir die museum wat vandag hier is. Dis my 'n groot plesier en ek moet sê ook 'n bietjie van 'n verligting om almal vandag hier in die tuin van Renethuis te verwelkom vir die onthulling van ons gerestoreerde lantern. Nou ja, hierdie lantern het 'n baie lang reis gehad. Vanaf die damwal van Renethuis tot by 72 Somersetstraat, daarna in my kantoor, daarna in die raadsaal en vandag staan hy hier op sy ereplek. Ek wil graag 'n spesiale woord van verwelkoming rig aan meneer Johan Human. Hy sit daar agter. En ons wil vir hom baie dankie sê dat hy hierdie lantern met groot liefde aan ons geskenk het. Ek dink hy het al die pad van George af gereis, né? Baie dankie dat jy vanoggend hier is en baie welkom. Ek moet bieg. Hierdie lantern het ons so 'n bietjie uit ons gemaksone uitgehaal. Want sy geskiedenis het ons bly ontwyk en ek dink ons was so half bang om 'n floppie te maak. Die restaurasieproses en daar's mos so 'n goue reël in die restaurasieproses dat alles omkeerbaar moet wees. Dit het nou soos 'n swaard oor 'n kop gehang. As ons 'n klein roeskolletjie moes verwyder of 'n nuwe skroefie moes insit, dan het dit gevoel asof ons 'n eksamen skryf. Ag, maar nou hardloop ek voor die appelkarretjie. Ek wil net vir almal sê baie hartlik welkom. Dit is regtig lekker om almal vandag hier te hê. En nou gaan ek sommer oorgee aan Johannes wat vir ons die storie van die dam gaan vertel en hoe die lantern by die geskiedenis van die dam insluit. Môre almal, vir die wat ek nog nie gegroet het nie. Julle storie, nie te lank daaroor praat nie. Het eintlik begin toe ons by die museum begin het so rukkie voor die pandemie om hulle hele fotoversameling te begin digitaliseer. Toe kom ons af op 'n album, natuurlik ek kom daarop af, onthou ek is die nuweling en die mense is al lank daarbey betrokke. Hier was 'n album met fotos van die dam wat die gelê het en ons digitaliseer hom toe ook. En die fotos interesseer my toe baie want hulle wys van die konstruksie van die dam is nogal 'n interessante proses geweest. En ek deel dit eendag met Johan Loog en dis die eerste toeval. Ek sê vir hom, jong, het ek nou 'n oulike klomp fotos in die hande gekry. Hy sê, ja, ek het ook mos 'n album van die dam. Goed, Johan Loog het iets van alles, dit weet julle almal. Hy gee toe vir my sy album en die digitaliseer ek toe ook. En toe kom toeval nommer 2. Toe ek met Karl Harteyser weer 'n slag kontak het, nou van julle ken vir Karl Harteyser baie goed, maar hy bly in Johannesburg, maar hy is Suid-Afrika se voorste historikus wat fotograwe en Suid-Afrikaanse fotografie en sulke goed betref. Ek sê vir hom, jong, ek het nou 'n toeval, het die album en toe kry ek nog een. Toe sê hy, maar ek het ook 'n pakkie negatiewe jare teruggekoop van Gavanet se damwal. Toe kom ek amper iets oor. Op die ou digitaliseer ons die hele hoop goed, 150 fotos later, plus die museum se ander dokumente en goed word toe alles hier uitgesnippel. Toe kon ons 'n baie mooi prentjie maak van die hele konstruksie van die dam, wat dit voorgeloop het, wat dit nageloop het. En dit is gelukkig, die museum het baie goedgunstiglik dit in 'n pragtige boek gepubliseer en hy's nou nog hier te koop by ontvangs, wat die hele storie vertel en wat grootendeels steun op al die dinge waaroor ek nou van gepraat het. Goed, kom we nader na die onderwerp van die dag toe. Van die foto's, en daar's nie baie wat dit wys nie, kan 'n mens sien daar was 'n ry pragtige ligte op die damwal gewees. En toe ek nou meer van die ligte wil weet, want hulle is nie meer daar nie, maar ek sien dit hulle op die foto's. Toe gaan ek maar na die ou wat alles weet van Gavanet se watersake en dis nie Albert Marx en hy's ook hier eers. Baie welkom Albert. Hy vertel my toe, nee, maar die ligte is deur die munisipaliteit afgehaal en hulle het dit gehou en van hulle is later heropgerig in die dorp. Waar? Toe sê hy, nee, hier by Pastooriestraat. As ek so wys, dan wys ek omtrent na die eerste lig, jy kan hom amper sien hier vandaan af. 6 van die ligte is opgerig aan hierdie kant van Pastooriestraat. Moenie daai kant kyk nie, dit was kama ligte, maar hierdie ligte, hierdie 6 was regtig ligte wat op die damwal was. As jy vandag kyk, daar's eintlik 5 wat jy kan sien, die 6de een staan reg vir die biblioteek en sy kop het verdwyn. Ek sal nie daaroor spekuleer waar hy verdwyn het nie, ek sal seker nooit weer kry nie. Maar goed,
Toe ek nou ook in my skik, want dit was ook nou 'n toeval om dit te hoor. En ek gesels met Dr. Ansie Malherbe, daar sit sy vir my en kyk. En ek vertel vir haar asof ek nou 'n groot ontdekking gemaak het. "Jo, jong, weet jy van die ligte van die dam?" Toe sê sy, "O ja, daar staan by Brighton Keep staan daar ook een." Toe is ek nou 'n bietjie afgehaal, maar net so bly daaroor. Toe het ek die ding by Brighton Keep gaan bekyk. En intussen tyd, en dit kan ek nie lekker mee onthou hoe het gebeur het nie, want daar was nou die Johan was betrokke, Iman en Ziske was betrokke en ek was betrokke en van ons lyne het dalk nie heeltemal gekruis nie. In elk geval, intussen tyd het die museum kontak gemaak met Johan, met die storie van hoe die lig by Johan hier uitgekom het, deur Johan. En toe kon hy die storie van die ligte 'n bietjie verder ontvou. Hy sê toe dat sy pa, en ek hoop nie Johan, ek loop iets wat vooruit wat jy wou gesê het nie, het as 'n stokperdjie half oudhede hout van ou goed gehou, soos die meeste van die ouens wat hier sit vandag waarskynlik. En hy het 2 van die ligte gekoop by die munisipaliteit. En so het hy die een lig by die voordeur opgesit en so sit hy die tweede een by die agterdeur op. Nou wat intussen daai jare gebeur het met Johan, maar vir ons sê, die punt is uiteindelik was die lig in die agterlig was in Johan se besit. Ek weet nie hoeveel jaar nie en ek weet ook nie waar hy oral was nie. Ek hoop nie het al die pad saam met julle oor see gery nie, Johan. Maar hoe dit ook al sê, die lig, die kop is toe uiteindelik teruggeskenk na die museum toe. Ons het eers gedink dat ons soek ook eintlik oor 'n oorspronklike paal, tot ons besef het maar op die damwal was dit nie 'n vollengte paal nie, dit was 'n korter paaltjie. In elk geval, daar was 'n hele storie oor die replika daarvan, maar daaroor sal ons later weer hoor. So dis die storie van die dam. Nou wat ek nog wil sê, net 2 vrae en 1 opmerking. Die eerste vraag is, waar is die ander 6 ligte? Onthou, daar was 14, daar is 6 in Pastoriestraat, en die Humans het 2, so dit gee vir ons 8 van die 14, maar die ander 6 is nog weg. Nou, miskien is hulle heeltemal weg. Die tweede vraag is, die beste inligting wat die museum kon kry, danksy 'n klomp mense, is dat die ligte waarskynlik hier in die 1960s verwyder is. Wat dalk saamhang met die aanvanklike restaurasie van Pastoriestraat, dit weet ek nie. Die enigste harde bewyse wat ek kon kry, dis 2. Ek het hier 'n persoonlike foto wat van my ma se versameling nou oorlede is. Toe sy in 1948 'n college studentie was. Toe sit sy op die damwal en toe neem iemand 'n foto van haar. En as jy mooi na die foto kyk, dan sien jy daar staan die liggies baie pragtig op 'n ry. So ons weet dan nou, dis definitief na 1948. En ek sal net weer moet kontroleer, maar daar was onlangs met die baie gesprek wat rondom Sylvia Raphael die omloop gedoen het, was daar ook foto's wat haar pa van haar afgeneem het op die damwal. En ek verbeel my daar was ook foto's wat mense, ook ligte wat mense op die foto's kon sien. Nou as dit waar is, dan beteken dit dat Sylvia was op daai stadium waarskynlik 19-20 jaar oud, sê maar, so dit moet 1955, 57 rond gewees het. So dis na 1957. So die skatting wat die museum gegee het van 1960s is waarskynlik reg. Maar as iemand meer weet van die redes hoekom die dam goed afgehaal is ensovoorts, sal dit ook welkome klein teeltjie wees in die mosaïek van Gaffernet se ryke geskiedenis. Laaste opmerking. Die dam is vir jare 100 jaar oud. Die Gaffernetters sal nog 'n paar keer daarvan hoor, hopelik deur die jaar. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Siviele Ingenieurs het die dam ook verklaar as onlangs as 'n historic South African engineering landmark. En die manier wat hulle dit doen, hulle het so 'n merkteken wat hulle op 'n paar plekke, daar sal seker so 'n stuk of 10, 15 sulke plekke in Suid-Afrika vereer. Nou so blou stiker is ook aangebring by die damwal se uitkyk daar by die kennisgewingbord op die draai as 'n mens bo by die dam kom. So as julle gaan kyk gerus, as julle die blou stiker sien, dan weet julle dat die dam kry daar 'n erkenning ver buitekant Gaffernet se grense ook. Baie dankie. Goeiemôre almal. The lantern was actually in a beautiful condition, really, materially in excellent condition. All its glass was intact. Only there were parts missing, really. But clearly a very good quality lantern.
And I think it's clear it's to the test of time. Hy het al lank gehou, hy was al lank buite in die weer gewees en hy was in 'n eintlik 'n baie goeie toestand gewees. Slegs die ou verf wat ons nou moes verwyder om nou 'n nuwe laag verf op te sit. En van die foto wat Johannes na verwys het, kon 'n mens duidelik sien die lantern was eintlik swart gewees. Hy's donker van kleur. Hy's definitief nie silwer soos wat hy was nie, of soos wat die lanterns tans in Pastoriestraat geverf is. Hy moes van 'n donker kleur gewees het en ons het maar besluit hy moet maar tradisioneel is metaal swart geverf. Nou ter voorbereiding van die verf van die lantern is hy behandel op 'n ou museum resep vir verwydering van gemors en ou verf en goed. Tartaric acid en sunlight liquid. Die is nou opgesmeer en gepoets en gesien hoe hy nou gaan die verf nou gaan ordentlik afkom en nou nie dit bietjie gehelp, maar nou nie al die ou verf laan goed afgehaal nie. En toe het Johannes met 'n idee gekom om 'n produk dioxide aan te wend. En ek vermoed ek ken nie die naam nie, ek vermoed dis 'n roetverwyderaar tipe produk. Anyway, dit het nou die ding gedoen en hy was nou heel aanvaarbaar skoon. Maar toe sy oorhandig aan die experts om hom nou verder te voer en dis nou meneer Gustaf Grasman wat ook hier by is. Soos Johannes genoem het ons geen rekord om ons weet nie waar die paaltjies, die standards heen gegaan nie. Daar's nie een wat oorbly nie. So ons moes nou 'n plan maak om 'n nuwe paal te bekom en om 'n afgietsel te maak of 'n gegote metaal cast iron paal te maak sou baie duur wees. So ons het maar besluit ons gaan 'n ander weg volg en daar's 'n tekening gedoen van ek het eers met Gustaf gepraat. Wat kan hy vir ons 'n taper paal kry? Paal wat bietjie nou nie 'n gewone standaard staalbuis is wat net egalig deursnit het, maar een wat nou taper wat noem mense in Afrikaans wat dunner word na bo. En toe sê maar ja, hy het sulke goed, dis ou telegraafpale. Dis maar kan jy dit gebruik want dis mos gieteyster, jy gaan nou goed moet opswys. Dis nee, hy kan dit swys, hy kan dit doen. Dis 'n tekening gedoen, daar's 2 weergawes. 'n meer stripped down version wat nou nie al die ornamentasie en goed op het nie en dan 'n meer ornamentele een wat meer detail en goed opgehad het. En toe is Gustaf reg vir die challenge. Hy sê hy kan sien wat hy kan doen met die fancy ene. Dis nou nie 'n replika, ek sal nie sê dis 'n replika. Dis nie veronderstel om 'n replika te wees van wat daar was. Want dit was 'n tipe net 'n doriese tipe kolommetjie, kortetjie. Ek meen hy moet nog nie dieselfde hoogte as die ene wat ons is nou afgeskaal van die foto so bes wat ons kon, so hy's moet nog nie dieselfde grootte of lengte. So dis 'n interpretasie van 'n ou paal, ou lamppaal. Maar ek dink dit het nogal ek is eintlik bo verwagting goed uitgekom, want dit is detailwerk wat gedoen moes geword het en so I was very happy with the end result of the actual standard, the post. Obviously, the post had to stand on something, and the museum wanted to have information boards on the installation as well. So I basically made the decision we must try and do a loose replication of the actual baluster post that was cast, but that's cast concrete on the dam. So the dimensions in terms of plan dimension, cross section, and the relief on the strap on the top is I guess about 80% accurate, given that the builder may not have interpreted the drawing 100%. But it is a loose replication of the post as it, or the baluster column that's actually on the pier, that's on the dam wall. So hy die ding voltooi en dit het maar
bietjie broekskeer gegaan want ons het slegte weer gehad. Al die publieke vakansie daar nou. Ons het nie baie goeie tyd eintlik gekies vir die om die projek te loods nie, want die weer het bietjie sleg uitgedraai in terme van baie reën en ook al die publieke vakansie daar. Maar in elk geval, ons het dit vermag en die ding staan. Dan het meneer Minnie vir ons elektriese bedrading gedoen en die elektrisiteit aangelê, want daar was in die begin bespiegeling, moet ons dit 'n werkende lamp maak. Toe sê ek maar, ons moet dit 'n werkende ding wees. Dit kan nie net daar staan sonder 'n lig in. So daar is die raad het besluit, dit moet werk, so dit moet 'n beligting bied. So meneer Minnie is genader en hy het die bedrading vir ons gedoen. It was completed, I think, just in time. And it's standing here now. I think if I may say so myself, I think it's actually a very presentable artifact for the museum. Thank you very much. Aan Suske en meneer Whitlock is 'n groot plesier vir my om hier te wees om by hierdie geleentheid. Maar ek moet julle ook waarsku, julle moenie te lank hier rond staan nie, want of aan Suske sit jy op 'n pedestal of Johannes digitalize jou. So julle moet besop, maar hulle doen wonderlike werk. Ek dink met die digitalisering van die records van die museum is wonderlik in die werk wat die raad doen. I think the community owes you a great deal of debt for what you've been doing. And of course, the Whitlocks have been around in Graafrenet for many, many years, as Mr. Hobson. So it's nice to see all the familiar faces and the old hands of Graafrenet. Now, the lig, it's quite a story, because I can still recall the day when my dad turned up with the light. And he put it in the buitenkamer for many years because it was very difficult. He was keen to get the proper lamppost because he wanted to put it in front in the street, in 72 Somerset Street. And he couldn't find a proper lamppost. As some of you might have known him, he was quite a perfectionist. If it wasn't the perfect post, he would not have put it up. So eventually he managed, so it was in the buitenkamer all these years, we call it the houtkamer. And so eventually he found a post, and that's still the one with the light in front of the house. And he was quite upset because he wanted the second one, he wanted to put up at the barbecue, at the Braaivleis spot in the garden. And he was quite upset when he couldn't get a hold of one of the shorter posts, the original ones. And what he told me is the municipality sold it as scrap, a metal, because you wouldn't believe me, this lantern or light is very heavy. Even as a young man, I had to cart it around, to move it around when I had to put order into the houtkamer, and it was quite difficult to pick it up and to move it around. And when my mother sold the house in 97, yeah, it was in 97, the question was what would happen to the two lights. And the one we decided to keep it in the front and not to remove it, because it was then a fixture of the house. So and the owner, or the buyer of the house, he was also a collector of antiques, so he insisted in keeping the light. But then what was to happen the second one, and we thought we're not going to leave it at the house. And then it traveled around with me for quite some time. So when I got a little bit fed up of moving it around, because where do you put a light like this, you know? You can't put it in your back garden. It has to. So we thought it's the right place to put it, or to donate it to the museum, so it can be sort of put in its proper place where it belongs. But as a kid, I can still recall running up and down the dam wall and counting the lights. But already in those days, my memory started to fade me, so I can't remember how many lights there were. So I couldn't be of any assistance to Johannes.
But he told me there were 14 lights. So we had 2 and 6 others, so 8. So we can account for 8 of the 14. So that's not too bad a record. But I said it became quite a problem to move it around. So I'm very delighted to see it erected and that it's in working condition. I think it's great if one can keep the history alive. And so thanks for the opportunity. I appreciate, and it's great to see it. And I can still record. It was quite nice to see this board, because I can clearly record the board at the dam. There used to be a Mr. Monty du Plessis. He was the waterfiscaal, and I had a friend at school, Daisy Slubbert, and he was Daisy the Dam. So to see the board again after all these many years. Wonderful. Baie dankie, Johan.